Groete familie, vriende, u is hartlik gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg het ek en u weer eens, dat ek en u nog gesond is, en weet dat die Here het ek en u lief, net soos ek en u is. Niks waardeur ek en u gaan, verbaas die Here nie. Die Here weet van beter. Hy ken alles. Hy het ons nog nooit in die steek gelaat nie, en die Here sal ons nog nooit alleen laat nie. Ek gaan vandag op hierdie program van my praat vandag oor 'n onderwerp, die pad na vergifnis. Ek en u lewe in 'n tyd, familie en vriende, wat ons sê soos die wêreldse gesegde sê, ek sal jou vergewe, maar ek sal jou nooit vergeet nie. Daarom kom ek vandag, en ek wil 'n luisteraar vir 'n paar minute, 20, 25 minute maksimum laat stilstaan op hierdie woord, die pad na vergifnis. Ek en u moet weet hoe belangrik dit is om te vergewe. Die pad na vergifnis. Matteus 18 sê vir ons vanaf vers 15. Die vergifnis, die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser. Vers 15 sê, en as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin. Hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 28 vanaf vers 15. En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Nou as ek praat oor die pad van vergifnis, leer ons in die Bybelskool. Hier sê die boeke van Matteus 18 vers 15 sê, as jou broer teen jou sonde gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Die pad van vergifnis, baie mense kan nie vergewe nie, en baie mense het soos ons leer op die Bybelskool, dat hulle hierdie gedeelte van deel van die proses van vergifnis, noem hierdie dokter, hierdie gedeelte met hierdie titel, en hy praat oor vengeance. En vengeance is dit wat ek oorgekom het in my lewe, wil ek hê die ander persoon moet dieselfde ervaring van pyn ervaar, wat ek in my lewe gekry het. En dis wat die Here wil verbreek oor ek en u. Ek weet daar's baie manne van die Here wat ingeskakel is vandag op my program, en baie van ons is die grace preachers, en ons sal sê evangelis, maar die Here het al reeds vir mense gesterwe. Maar ek wil met iemand praat vandag na die pad van vergifnis. Die belangrikheid is om te kan vergewe. Jy kan nie dat iemand wat jou seer aangedoen het in jou verlede, jy kan nie vengeance uitoefen op so 'n persoon nie. Die Bybel sê uitdruklik, en vandag is dat daai baie mense wat ingeskakel is, en hulle luister na die pad van vergifnis. En baie sal sê, evangelis Nathan, dit kan nie wees. Hoe kan die liefdevolle God dan vir almal aan die kruis gesterwe? So die Here het vir elkeen gesterwe. Hoe kan u sê dat ek moet vergewe? Ja, u moet vergewe, daar's 'n pad na vergifnis toe. Kom ons gaan 'n bietjie affer, en ons luister wat die woord van die Here sê. In vers 18, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbinde wees. Vers 19, weer sê ek vir julle,
as twee van julle saamstem op aarde oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle teen deel val van my Vader wat in die hemel is. Vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels, hoor my, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal. Ironies genoeg van die saak, familie, u wat ingeskakel is, wat luister na die program, wat luister na die voice nou, na die boodskap. Petrus vra tot 7 maal toe. Hier verdink Petrus dat hy net moet 7 maal in sy lewe, sy hele lewensjare wat hy op aarde het, moet hy net 7 maal iemand vergewe wat iets gedoen het aan hom. Hier kom antwoord Jesus. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Ek en u moet daagliks 70 maal 7 keer iemand vergewe. As ek en u nie vergewe nie, familie en vriende, beteken dit ons maak 'n gevangenis van onsself. En die Bybel sê, as ek en u nie vergewe nie, en dan gee die Here ons oor, sodat ons getormen word. En dis nie die plan van die Here, hoekom hy aan die kruis gesterf het van Golgotha nie, sodat ek en u moet getormen word nie. Maar die Here wil ons leer dat ek en u moet vergewe. Die pad van vergifnis, familie en vriende, dis 'n baie sensitiewe saak wat mense nie wil baie oor praat nie. Maar jy moet kom tot op die punt, want die Bybel sê in Matteus, en as ons tot ons hemelse Vader bid, en ons bid, dat die Here ons sonde sal vergewe, maar ons dra ons broer in die hart, sal die Here ook nie ons sondes vergewe nie. Ek sê dit weer, ek herhaal dit weer, Evangelist Nathan Besaidnout preek nie wet nie, ek preek nie condemnation nie, ek preek die Ou Testament ook dalk wat iemand gaan sê, na die is Ou Testament nie, die Here het vir ons vergewe. Die boeke van Matteus is die Nuwe Testament, die Nuwe Testament sê vir ek en u, ons moet ons broer 70 maal 7 keer vergewe. Hier is 'n familie vandag, wat ingeskakel is by die program van Evangelist Nathan Besaidnout. En hy weet of sy weet nie watter kant toe om te gaan nie. Ek kan hierdeur praat van wat ek geleer het op die Bybelskool. Is so belangrik dat ek en u moet kan vergewe. As ek nie kan vergewe nie, hoekom is ek dan 'n prediker? Hoekom het ek 'n mic in my hand? Hoekom is ek verbitterd? Laas jaar gebeur daar iets wonderlik in Saldanha, en een prediker preek, en hulle kat die livestreams, omdat hierdie prediker die waarheid preek, en almal baie in Saldanha praat toe teen hierdie persoon, en alles is teen die persoon, maar die prediker sê, hoe kan jy preek teen 'n persoon en jy verwag dat God jou gebed moet beantwoord, maar jy is verbitterd? Daar's 'n pad na vergifnis. Vergifnis begin by jouself, maar dis 'n boodskap wat ek op die volgende program van my gaan bedien, oor jy moet jouself vergewe. Maar ek konsentreer nou op die program, die pad na vergifnis. En hulle kat die livestream, omdat hierdie prediker die waarheid preek. Meneer en mevrou, ek en u is moeg. Ons raak moeg op die pad. Ons raak moeg, meneer en mevrou, dat iemand van my kom sê, ek gaan 'n kwaai werk kry, ek gaan 'n beter huis kry, ek gaan 'n goeie lewe hê,
Ek is moeg vir die profesies oor my lewe en niks gebeur nie. Baie mense sit by hulle huise oor profesies wat gespreek is oor hulle en niks het gebeur nie. En ek dink nou ek is kwaad vir daardie persoon wat geprofeteer het oor my lewe, maar aan die einde van die dag doen ek myself skade aan. Ek roep vandag uit, ek reik uit deur die program van my en ek sê, die pad van vergifnis is begin by jouself. Begin jouself vergewe, daar sekere dinge wat in ek in u se lewe gebeur, meneer en mevrou, wat ek in u nie oorbeheer het nie, en is daar sekere dinge wat in ons lewe gebeur, wat ons oorbeheer het. Niemand van ons het nie almal wat van ons hou nie, maar ons moet hulle vergewe. Ons gaan nie mense teen ons hou nie. Die is 'n tyd om te vergewe. Die grootste deurbraak wat 'n mens in sy lewe kan kry, is om te vergewe. Daarom vra Petrus, hoe dikwels moet ons mekaar vergewe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal. Die Here wil hê ek en u moet vergewe. Ek wil vandag 'n ma uitdaag, 'n pa uitdaag, 'n pastoor uitdaag, 'n leier uitdaag. Ek en u is in die dienswerk van die Here en ek en u dien as 'n leier. En ons dien nie net as 'n geestelike leier nie. Jy's 'n man, so jy het 'n pa figuur, jy's 'n leier. Jy's 'n vrou, jy het 'n ma figuur, jy's 'n leier. Maar ek wil hê vandag u moet vergewe. Jy hoor ons vandag die woord van die Here sê, nie 7 maal nie, maar 70 tot 7 maal. Hoe verwag ek dat my hemelse Vader my moet vergewe as ek myself nie kan vergewe nie? Baie mense gaan deur omstandighede, baie mense gaan deur pyn, baie mense gaan deur stryde, en baie mense bemoedig ons, en baie mense sê vir ons, meneer, mevrou, jy moet net die Here vertrou, laat die Here jou kan help om uit jou situasie uit te kom, uit jou omstandighede uit te kom. Baie mense sê vir ons, meneer, mevrou, jy moet positief bly, maar dis die reality. Mense raak nie negatief omdat die omstandighede op hom afsak nie. Mense raak negatief omdat mense nie weet wat het is om te vergewe nie. Mense raak negatief. Mense raak gefrustreerd omdat mense nie die stap van vergifnis verstaan nie. Vandag kom my Here en hy lees in die boeke van Matteus 18 en hy sê, ons moet mekaar vergewe. En ek wil afsluit deur iemand te sê, soos ons geleer het op die Bybelskool, wat vengeance is, en die Here wil dit verbreek vandag oor jou lewe. Jy sit daar vandag en jy sê vir jouself, waardeur ek gekom het evangelisheid en jy weet nie hoe seer my man my gemaak het, my vrou my gemaak het, my familie my gemaak het nie. Dieselfde pyn wat ek ervaar, bid ek nou, laat hy dieselfde pyn ervaar, maar die Here verbreek dit vandag. En die Here wil jou uit die prisone uit gaan haal. En baie van ek en u dink mense wat vonnis gekry het of wat in afwagting wag, is in 'n gevangenis. Maar as ek en u verbitterd is en ons het onvergifnis in ons lewe, dan is ons eintlik in 'n gevangenis. Die pad van vergifnis is, terwyl jy ingeskakel is op die program, sê die Bybel, as jy jou byval, dat jy iets teen jou broer of jou suster het, laat staan jou offer by die altaar en gaan maak gereed en gaan vra die persoon vergifnis.
Daar's 'n rede hoekom ek die boodskap eers preek, voor ek die boodskap op my volgende program gaan preek, sodat u moet verstaan die belangrikheid van vergifnis. En die Bybel sê, Jesus sê, nie 7 maal 7 maal nie, maar 70 maal 7 maal moet ek in u vergewe. Die pad van vergifnis, en ek sluit af met die gedeelte, aan die kruis van Golgotha, hang Jesus aan die kruis en hy noem hier die woorde, Vader, vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie. Jou grootste deurbraak lê nie in 'n finansiële deurbraak nie. Jou grootste deurbraak lê nie in 'n groot deurbraak nie. Jou grootste deurbraak wat jy kan kry in jou lewe is om jouself te vergewe. Want wanneer jy oopmaak en die vergifnis van anders ervaar en van Jesus ervaar, sal jy beweeg in die vryheid van die Here. En die Here het jou vrygemaak 2000 jaar terug aan die kruis van Golgotha. Dis al wat u kan onthou by die boodskap, is Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70, sê hy, maar tot 70 maal toe. So wat wil evangelis Nathan sê? 7 maal 70 is 490 keer. Wat wil ek eintlik sê? Hoekom sê die Here 7 maal 70 keer? Sodat daar nooit 'n limit gesit word aan forgiveness nie. Jy moet elke dag kan vergifnis gee. Meneer en mevrou, die is 'n sensitiewe tyd. Jy weet wie jy in jou hart dra. Jy weet wie jou seer gemaak. Ek en u weet alleen waardeur ons gaan. Net vir 'n minuut waar jy ingeskakel is. Maak jou hart oop. Maak jou hart oop vir 'n minuut. 'n minuut, 2 minute. En hoor hoe sê die woord van die Here in Openbaring, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor, moet hy oopmaak. Ek wil saam met jou maaltyd hou. Die Here kies vandag en hy klop aan jou hart se deur. Nog so vir 'n minuut. Maak jou oë oop, stel jouself in waar jy is. Wees ingeskakel, dis 'n sensitiewe saak. Weer dat jou hart, meneer en mevrou, jong man, jou hart het nie 'n buitekantse handvatsel nie. Jesus kan nie sy way enforce nie. Hy kan klop aan jou hart se deur. En weet u wat hy klop is, wat hy doen aan jou hart se deur, is die pyn wat die Here terugbring vir jou om jou te wys in watse area moet jy kan vergewe. As Jesus klop aan jou hart se deur, is daar wat jou man nie kan vergewe nie, jou vrou nie kan vergewe nie, jou familie kan vergewe nie. En wanneer jy oopmaak, kan jy daai ding wat jou bind, wat jou terughou, sodat jy dit kan oopmaak. Die probleem is, baie van ons wil nie oopmaak nie. En dat dit ons nie kan oopmaak nie, verstaan ons nie die pad van vergifnis nie. En reeds omdat ek nie kan oopmaak nie, eet daai ding my binnekant op. Maar die Here wil hê jy jou hart van binne af oopmaak, sodat daar die bitterheid uit jou hart uit kan kom, en dat die Here instap met 'n hart van vergifnis. Ek sluit af. Die Bybel sê dan, in vers 20, en ek sluit af. Vers 20 sê dan, as jy daai gedoen het, sê vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. As jy en een persoon wat ingeskakel was en oopgemaak het, daar is die Here in ons midde. Vader, ek bid vandag in Jesus naam vir elke persoon wat ingeskakel is. Here, dit is baie moeilik vir sekere mense om te vergewe. Is moeilik vir sekere mense om te vergeet, Here.
Baie is ingeskakel in die program en hulle sê Evangelist Nathan, ons hoor wat jy sê, maar jy weet nie hoe seer dit is nie. Ek het al so seer gekry in die lewe in. Daar's gas nie eers meer slaan plek aan my nie. Maar Here, ek bid vandag dat U 'n luisteraar se gedagtes sal verander, Here, dat U elke luisteraar wat ingeskakel is, sy mind sal terugvat na die kruis toe. Waar U gesterf het aan die kruis, wat U gesê het, Vader, vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek bid vandag vir 'n land, Here, wat nie kan vergewe nie. Vader, vergewe hulle, van hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek bid nou dat U ons sal help om te vergewe. In Jesus naam. Amen.